Maats en welkom terug by nog 'n episode van Wat wil Jesus ons leer? Maats, moes jy al ooit iets doen wat jy regtig nie wou nie, maar jou ouers of juffrou het gesê jy moet dit doen? Hoe het jy gevoel? Eksodus 3 is 'n baie interessante hoofstuk in die Bybel. Dit gaan oor Moses, 'n man wat God gebruik het om sy volk, die Israeliete, uit slawerny in Egipte te lei. Eendag was Moses besig om sy skoonpa se skape op te pas naby die berg Horeb. Skielik het hy 'n baie vreemde ding gesien, 'n doringbos wat aan die brand was, maar nie uitgebrand het nie. Moses het nader gestap om beter te kyk, en toe het God uit die doringbos met hom gepraat. God het vir Moses gesê dat hy die ellende van die Israeliete in Egipte gesien het en dat hy hulle wou bevry. Hy het Moses gekies om na die Farao te gaan en die Israeliete uit Egipte te lei. Moses was bang en het baie verskonings gemaak, maar God het vir hom gesê dat hy saam met hom sou wees en hom sou help. Maats, wat sou jy doen as daar skielik 'n doringbos naby jou aan die brand slaan? Jy sou seker weghardloop, of hoe? Moses wou. Hy was baie bang, maar God het hom teruggeroep en gesê dat hy 'n baie belangrike man is. Onthou maats dat Moses eintlik nie kan teruggaan na Egipte toe nie. Hy het mos 'n Egiptenaar doodgemaak. Maar God het 'n plan met Moses se lewe gehad en dit was om die Israeliete te bevry. Wat kan ons leer uit hierdie hoofstuk oor Moses en die brandende bos? Eerstens kan ons leer dat God ons probleme raak sien. Net soos God die Israeliete se swaar kry gesien het, sien hy ook ons probleme en wil hy ons help. Tweedens, hoef ons nie bang te wees nie. Moses was bang en het gevoel hy is nie goed genoeg nie, maar God het hom beloof dat hy saam met hom sal wees en ons moet ook onthou dat God ons nooit alleen sal laat nie. Die derde les is God se krag. Die brandende doringbos was 'n teken van God se krag. Dit herinner ons dat God almagtig is en alles kan doen. En laastens, maar seker die belangrikste, is dat God gewone mense gebruik. Moses was net 'n herder, wat as 'n babietjie in 'n mandjie gevind is. En later het hy 'n Egiptenaar doodgeslaan, maar God het hom gekies om 'n groot taak te verrig. En dit wys vir ons dat God gewone mense soos ek en jy kies, met ons foute, en hy kan ons gebruik om buitengewone dinge te doen. Maats, hierdie verhaal van Moses en die brandende bos is 'n wonderlike herinnering dat God by ons is, ons lei en ons kan gebruik om groot dinge te doen, selfs al voel ons soms bang of onseker. Tot volgende keer. Totsiens!